sometimes we can be better off in different places as die Valdriehoek, maar ons is nie negatief. Hallo, hoe gaan dit? Hallo, nee wat, dit gaan goed. Welkom sal ons nuwe klagtes hê. Piet, baie welkom en jou ook hier by 102. Is dit jou eerste keer hier by my? Heel eerste keer. Nog nooit hier gekyk nie. En Piet, jy's die een wat vir my alle inligting aansien, want sekere mense te besig raak om dit vir my te stuur, nê. Nee. So baie dankie vir dit. Ek waardeer dit. Hy hou vir my besig en hou vir my updated en daardeur gaan ek en dan hou ek weer die luisteraars updated en die mense op WhatsApp, alhoewel julle met my gebied het met julle WhatsApp groep, nê? Nee? Yes. Ja, julle trek op heel wat meer followers as myne, maar okay, dis te verstaan, dit is waar mense die inligting vandaan kry. Hoorie gou daar, ja, okay, eerstens, kom ons wees dankbaar vir die feit dat die water nou nie af is nie. En ek het jou gebel op die lig juist daaroor te praat. Wat het nou, vir mense wat nie lekker verstaan nie, wat presies het gebeur? Daar was 'n beplanning gewees dat water sal afgesit word sodat daar 'n routine maintenance moes gedoen word deur Randwaterraad. Toe het Mfoleni intussen met Randwaterraad en die minister gaan praat en gesê dit het 'n groot impak om 'n rede dit 'n industriële gebied is. Ja. Die industriële gebiede kan nie sonder krag of water sit nie. Nou, of dit nou gehelp het en of dit nou nie gehelp het nie, is daar toe nou 'n skrywe uitgegee deur Mfoleni om te sê dat dit nou gepostpone is. Wat toe nou nie heeltemal die waarheid was nie. En toe is almal nou bly en toe sit ek bietjie in die raadsvergadering verlede week in Donderdag en ek lees die 3de paragraaf en ek dink maar okay, maar hierso something's fishy. Dit maak net nie 1 en 1 maak nie 2 nie. En ek skakel toe nou maar iemand wat ek ken by Randwaterraad en toe sal ons nou agter die kap van die bel kom en hulle sê tegnies is die maintenance nie opgeskort nie. Dit gaan voort. Ja. Maar Mfoleni sal net nie so geraak word as wat dit aanvanklik gesê is dit gaan geraak word nie. En so het ons nou maar gesê, weet jy, in plaas daarvan om hier en daar te luister, is daar nou een plek wat nou nie vir ons kan jok nie en dis die watertoring. Ja. So indien daar 'n verminderde water of invloed inkom, sal die watertoring vir ons 'n duidelike aanduiding gee. En dis toe ek toe nou maar sê, kom ons luister nou maar na die persoon of na die struktuur wat vir ons dan nou die waarheid sal vertel, die watertoring en dis hoekom ons vir jou toe nou so 2 of 3 keer op 'n dag dan nou vir jou daai 'n boodskapie stuur wat die aanduiding het van hoe vol is die water, ons water is nog reg, die drukking is nog fyn. En dit het toe nou baie goed gewerk en dit het mense bietjie rustiger gemaak. Wel ek sê bietjie mense. Net bietjie mense rustiger gemaak, net bietjie, maar daar was ten minste begrip. Maar ja, ons hou hom nog steeds dop. Daar's nog nie 'n verandering nie. Piet stuur ook vir my die inligting deur. So Piet, ek weet nie of jy iets... Ek het vanmôre met hulle gepraat en hulle behoort vir my enige tyd nou die lesingsdeur te stuur. Ek dink sy raak ook bietjie agter en gefrustreerd, maar ek kry dit daarom. Weet jy, ek moet sê baie dankie Piet. Hy doen vir ons baie moeite om vir ons al die inligting te stuur. En die luisteraars waardeer ook wat julle stuur. Wat gebeur is, julle stuur vir ons wat aangemeld is by julle of wat julle aangemeld het, waarvan julle bewus is. En dit gee vir luisteraars net 'n bietjie gemoedsrus om te weet, okay, maar hulle weet ten minste van hierdie waterlek en hulle weet ten minste hierdie krag hier is af. Kom ons raak aan die krag. Ek neem aan julle loop deur in terme van, dis mos julle skuld, jy het ons gebreek. Jy het mos die plek gaan staan afbrand, die rook moes weer nie moet rook, skelm rook. Ja, weet jy, dis een van daai ongelukkige tye wanneer jy nou maar 'n raadslid is en jy, as die kat kleintjies kry, sit nou maar ook jou skuld. Ja. Maar dis okay, dit is nou die beroep wat jy gekies het en is nou maar deel van collateral damage. Gelukkig weet ons nou hoe om dit hanteer en ek en Piet, ons hanteer dit maar so tussen ons twee. En dan chop hy af en vanoggend het ek nou weer 'n baie onguurde inwoner gehad wat baie aggressief is en die probleem is, ek gee nie om as hulle ons sleg sê nie, maar ek vat eksepsie as hulle my raadslede sleg sê. So indien hulle gefrustreerd is en ek sê dit op die groepe, los my raadslede uit, haal julle maar julle frustrasies teenoor my uit, want ons het 'n reëling in die kantoor, al wie op hulle mag skree op die VF+ raadslede is ek, niemand anders nie. Okay, nie publiek nie. Nee, so dis net ek. So, maar ja, dit is nie altyd lekker nie, ons verstaan dit. Nou vanoggend het ek nou 'n inwoner gehad wat baie aggressief was en weet hy sal jou volg my tot by die kar en
weet in my kar slaan en weet dit is nou ons raadslede en dis hierdie kant toe en niemand gee terugvoering nie. Maar ons is VF+ raadslede kan nie verantwoordelikheid aanvaar van die burgemeester of van enige ander MMC wat nie opdaag en terugvoering gee nie. So ons doen die beste wat ons kan met die resources wat tot ons beskikking is. Ek meen ek en Piet het nie nodig om uit te ry na die substasie toe en ons eie lewens in gevaar sit met die mense wat daar staan in tyres gaan lankie tog nog die tyres gebrand nie, maar dit is wat gewoonlik gebeur. Ja. So ons stel ons lewens in gevaar daar om met ons gemeenskap te gaan praat want we value, weet dit is deel van ons mense. Ons het saam met hulle groot geword. Ons verstaan waardeur hulle gaan. So al wat ek vra is net bietjie begrip. Piet is nie altyd so mobile nie, soos jy sien hy kom hier in met 'n kierie in. Piet, moes jy ver gestop het. Ek is jammer dat jy nou van die Emeraldse parkering is 'n entjie van nie af. Was jy okay geweest? Ja nee, ek kan loop, is net partykeer is my bene heeltemal nam dan. Nou okay. Maar vir nou seker. As jy sukkel nou kar toe, sal ek vir jou die golfkarretjie reël van die detail car was sal jy kom haal, okay. Hulle is so Uber hier so, dan kan dit vir jou reël. Alright, kom ons gaan gou vinnig die substasie Townsub wat afgebrand het. Hy het nie heeltemal afgebrand nie, maar 'n groot gedeelte het gebrand. Hoe vorder julle daar? Wat is die nuus oor dit? Ek kom nou van daar af. Ek het 'n paar foto's geneem wat ek net nou sal opsit. Dan hulle begin kabels afmaak op die RMU's en hulle toets ook al van die kabels. Ek het met Eskom gepraat, so hulle is besig daar. Maar ja, ons gaan nie voor môre aand as ons gelukkig is. As dit Krag hê nie, definitief nie. Okay, so daai het jy dit. Wees maar voorberei tot môre aand toe as alles goed gaan, bygesê. Dan maar Gerda, weet jy is vir ironies. Dankie Piet. Ironies is van daai is toe ek en jy die Dinsdag, wat jy die Woensdag gekom onthou jy? Woensdag, ja. Toe sê jy Townsub winter, ons hou duim vas want ons weet elke winter en jou woorde was letterlik skaars koud, toe hy warm. Toe brand hy. So maar gaan dit 'n probleem wees vorentoe weer? Weet jy, Quentin, ja, kom ons stel dit so, die mense moet nou verstaan, Piet het nou genoem van 'n ring main unit, wat hulle nou geïnstalleer het, om vir die mense krag te gee, en die mense moet dit hier nou onderskei om te verstaan. Die RMU's is 'n temporary. Dit is soos 'n generator wat jy by jou huis aansit, net om vir jou nou tydelik krag te gee, tot nou die probleem uitgesorteer is. Dis wat hulle nou doen. So Eskom het ingegaan, en hulle sal sien op die foto's is daar seker 2 groen bokse wat voor die substasie ingesit is. So hulle is letterlik gate gegrou, sement gegooi, vasgebou, en nou moet hulle kabels deurtrek vanuit die substasie uit, na hulle toe hulle op te connect. Maar nie aan panele wat nog werk. Die toetsing, soos wat Piet gesê het, is alles deur, maar dit is net tydelik. So, wanneer dit dan nou gedoen is, dan kan die regte reparasies op die substasie begin. Daar moet panele van die nuwe een moet daar vervang word, daar gaan nuwe ander panele ingesit word. Daar's van die noorde kant wat nou nie skade gekry het nie. En dit gaan en dit moontlik kan weer gebeur, soos wat die winter koue raak, omrede daar net een 30 MVA transformer tans opgekoppel word. Nou, dis te veel. Lading wat vir een transformer bedoel is. Okay. So eintlik moet daar 60 MVA wees. So daar moet 32 MVA transformers wees. Nou daar is een wat daar staan, wat van China af, ek dink verlede jaar gekom het, Piet. Ja, verlede jaar en die kontrakteurs het begin werk aan dit. En ja, LM skuld hulle 16 miljoen rand. Dus hoekom hulle nie kan voortgaan nie. Toe stop hulle nou die werk. En dis hoekom die nuwe transformer daar staan en die opgekoppel is, nie so. Dit is toevallig, terwyl jy praat, lees ek die vraag van een van die luisteraars hier stuur en sê, die nuwe transformator wat nie gekoppel is nie, ook seer gekry eerste plek, of is dit stilletjies vir die SW areas gegee? Ons in die CW areas se geld is seker verskillend van hulle sin. Die straatligte in Shakespeare-straat brand, CW6 is al langer as 10 jaar dood, geen dienslewering nie. Okay, so daar's jou antwoord rondom daai transformer, en transformator staan daar, maar so as julle wil kwaad wees, dan moet julle vir Verleniese bestuur kwaad wees, want dit is dan waar die probleem vandaan kom. Ja, ons probeer maar ons bes met die inligting en deur die jare het ons nou maar 'n goeie verhouding opgestel en nou is Piet besig om met Eskom ook 'n verhouding op te bou, aangesien Eskom nou onthou Emfleni oorgevat het ten opsigte van elektriese maintenance en voorsiening, want ons betaal mos nou aan hulle. En dis hoekom hulle nou daar is. En ek moet nogal sê, dit is lekker om die volgende oggend
nadat die substasie gebrand het, daar aan te kom en hierso staan die mense al klaar besig met planne en dit begin al te werskaf en hulle praat met jou. Ja, dit help. Ja, Piet, ek weet nie jou ervaring was Saterdag wat die assessor uit was. As jy dalk vir die luisteraars kan vertel hoe dit gebeur het. O ja, ons was daar, ek ken die ID en die assessor en dan 2 manne van Eskom en ja, hulle het dadelik die go-ahead gegee en gesê die mense kan ingaan en begin skoonmaak. So die skoonmaakproses is nou verby, is nou die herbedrading binne ensovoorts en dan die RMU's buite is dadelik opgesit. Die Sondag het hulle moet dit ingekom, die mense het al begin vloek, hulle sien niks nie, toe sê ek 'n ding moet van die stoor afkom en dit help nie om dit daar neer te sit en dis nie behoorlik beplan waar hulle gaan in. Anders gaan dit nie hou nie. Ja, maar dit lyk goed. Ek sien vordering. Die kabels wat gister buite gelê het is nou almal in die sloot in. So ja. Dinge vorder. So dit is maar net ongelukkig dis 'n geval van dis nie 'n ding wat jy binne 'n halfuur kan regmaak nie. Dit is 'n tydsame proses wat reg gedoen moet word. En ja, dit frustreer mense. Frustreer mense die krag het nie. Ek kan dit heeltemal insien val so met die koue saam. Gerda, dan wil jy nog iets sê van daai voor ons aangaan na die WhatsApps toe? Ja, ek dink die mense moet maar net verstaan dat dit net tydelik is en sover as wat my kennis strek, weet ek dat die RMU's nie genoeg krag het om vir die hele CW area te gee nie, want Boppielong in die plotte is aan, soos wat ek verstaan van die noordekant. Van die noordekant het nie skade gekry soos wat ek vroeër genoem het nie. En daar's 'n moontlikheid dat dalk in 'n beurtkrag fase kan ingaan net vir die CW areas om dan ten minste net 'n roterende basis vir hulle krag te gee tot wanneer die substasie herstel is. En nou ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Ek kan nie 'n tydperk gee om te sê dit gaan 2 dae, 2 weke, maar hulle kan vir hulle self indink as hulle 'n RMU ingebring het en hom daar vasgesit het, vasgesement het, moet hulle kan verstaan dat dit dalk 'n lang proses gaan wees. Om die substasie dan op 'n standaard te kry wat aanvaarbaar is. En Piet, ek weet nie of daar gekyk is om dan nou die nuwe transformer dan op te koppel nie, of sal hulle daar later daarna kyk. Daar was nie dalk sprake daarvan nie. Nog niks sover nie. Okay. Ek kan niks bevestig nie. Ek kan wel sê daar gaan nog 2 RMU's bykom. Fantasties. Okay. Ja, dan is ons dan is dit. So dit is letterlik lig in die tonnel, daar is lig op pad. So jy moet net vashou. 'n Vraagie, ek het tyd vir 2 vragies. Een vraagie, môre weet Gerda dalk wat gaan gebeur met die Rusticana pad? Hulle het die stuk pad se teer weggeskraap en nou staan alles net so. Die pad is halglik. Nou, ek weet dat daar so 'n rukkie terug, maar nou praat ek van regtig hier aan die begin van die trakteur wat daar die pad begin regmaak het. En die inwoners daar naby of rondom het die kontrakteurs gestop vir 'n rede wat nie unknown is to me. Ek verstaan nie hoekom hulle dit gedoen het nie, maar toe het die kontrakteurs net weer geweier om terug te gaan om daar te gaan regmaak. Ek het dis reg wat die inligting wat ek het net Piet, is soos wat ons dit gekry het nou. Dis heeltemal reg, ja. Ja, dis wat daar gebeur het. Gerda backup hier vandag en bring vir Piet saam. Nou gaan ons aan nie vaskry nie. Vind jy by Gerda is die laaste vraagie ongelukkig julle oor die afslag op die erfbelasting. Laasweek het hulle gesê dat dit by die einde Junie moet inwees en dat hulle vir ons die nodige vorm vir ons sal stuur, maar ons het nou op die groep gesien dat dit wel by 30 Mei moet inwees. Asseblief kan nie bekostig om dit te betaal nie. Nee, ek weet nie wie daardie inligting vir hulle gegee het nie, maar ons het dit verlede week verduidelik. Daar's nou 'n nuwe proses. Almal pensionarisse wat die vorige finansiële jaar die kwytskelding gekry het en rebate gekry het vir pensionarisse, kan nou kom aansoek doen en dit voor 30 Junie ingee. Dis nie te sê jy het net kans tot 30 Junie nie. Jy kan nog tot en met einde Augustus ingee die jaar. Dis net die ouens wat dit al reeds het, wil ons vroeër inkry sodat dit al van Julie maand af van hulle rekening kan afkom. Die ouens wat nou verlede jaar of in hierdie tyd nou 70 geword het, wat ons nog nie is nie, moet dan nou van 1 Julie af eers aansoek doen. So dan val hulle nou buite daardie proses, weet daai aansoekproses. So ons probeer dit bietjie te vergemaklik en ons kantore is oop, VF+ kantore is oop. Ons hierdie week al reeds 'n toeloop gehad, die ark se deure was oop. Nee, ek kan dink julle loop deur. Maar ons is daar. Ons het 2 bekwame dames, Tannie Liesbeth en Tannie Gertjie, baie kwaai.
Hulle is baie kwaai. Is dit? As Ja. jy dit sê dan moet jy weet. Ja, hulle is Want baie jy sien iemand wang raak nie. Nee. Luisteraars vra wat se skoene het jy aan? Lakkies. Nee, is dit hakkies dit? Ja, nee, dis hakkies. Gerda, 'n laaste punt. Skus, ons moet regtig klaar maak. Piet, ek sê vir jou baie dankie. Dankie vir al die updates. Ek waardeer dit. Dat ons die korrekte inligting gee. Ek waardeer alles. Ek weet dit vat vir jou ook moeite om te copy en paste my te WhatsApp heeltyd, maar baie dankie. Ek waardeer die harde werk. Gerda, laaste vraag. Hulle het gesê dat Valpark in Sasolburg kan waterprobleme later kry. Sover, ek vra die luisteraars elke dag, sover sê hulle nog geen probleme daar nie, die water is nog daar. Piet, weet jy dalk gaan Valpark in Sasolburg eventually, jy sien lak, hier kom die golfkarretjie. Gaan Valpark in Sasol eventually sonder water sit met hierdie inspeksie van die reservoirs? Dit gaan baie laag wees. Ek het gehoor die boonste dele van Valpark is reeds baie laag want ek het 'n skoonsister lig. Is dit so late begin? Ja. Ons is op 'n groep daai kant ook. So ons in Morney Pinaar van die VF+ aan daai kant. So ons is saam op 'n groep. So ons probeer mekaar aanvul waar daar maar waterprobleme is. So ons gaan goed aan en ek moet sê Piet maak my werk baie ligter want dit wat hy doen het ek nou so 'n paar jaar terug ook alleen gedoen. So nou maak hy my hande los en nou kan ek bietjie meer gaan beklei daarbo en nou doen Piet al daai werk. So hy So dankie vir julle altyd se harde werk. Ons gesê as daar nie iets voorval intussen tyd nie, as daar iets voorval bedoel ek sal ons weer gesels. Andersins sien ek jou Dinsdag wat. Ek gaan jou nou begin in jou skuld begin. Ek dink ek moet nou skuldinvorderaar vir jou. Is dit oor die wyn? Ek het sommer besluit om 'n vaatjie te bestel want hierdie tyd mos. Maar jy weet dis die Jojo tanks, so 2500 liter in kry klaar want dit is hoorie, nou as die water nou nie afgaan nie, gaan ek maar my tank aan 'n Valparker verkoop. Goed, ek sê vir jou baie dankie. Nee, ek gaan nie. Dis van 'n Belpark. Ek gaan hom maar net hou. Julle twee dankie. Sterkte vir alles daar by julle. Ek weet dis wild en dan maak ons volgende Dinsdag weer so. Dankie vir julle ook. Luisteraars, lekker week verder. Dankie Piet.